Ek weet nie of jy al ooit ervaar het wanneer jy vir iemand geld geleen het of probeer uithelp uit die moeilikheid uit en dan skuld hulle jou 'n klomp geld en as gevolg van hulle skuld sit dit jou agter en kan jy nie vorentoe kom in die lewe nie. Jesus, dit is 'n frustrerende storie en hoe meer jy vra, wanneer gaan jy my betaal, hoe meer sê hulle môre, einde van die maand, volgende week, ek wag net nog vir hierdie ding om te gebeur, dan sal ek jou geld vir jou teruggee en verder dodge hulle jou so ver as hulle kan en as jy na hulle sosiale media kyk of in die dorp raakloop of enigiets, altyd die nuwe kar gekry of hulle sal weer op vakansie en hulle weer 'n nuwe. Dis asof hulle met jou geld rondloop om goedjies reg te maak. Maar dis iets waaroor ek met jou wil praat vandag nie. 'n Hele paar jaar terug, ergens tussen 2010 en 2011, werk ek nog by 'n gym op Appington. En ergens in die loop van die dag kom stap 'n ou daarin wat vir die munisipaliteit werk en gee vir my 'n papier om te sê dat die gym agterstallig met hulle krag is en dat hulle nou die krag gaan afsit. Nou, ek het nie in daai tyd Jesus geken nie en ek is onmiddellik kwaad en ek sê vir daai ou, as jy daai krag afsit, dan gaan ek en jy mekaar baie verkeerd verstaan vandag. Nou, daai tyd was ek baie jonk, sterk, fris en ook baie arrogant en trots en gedink ek kan die hele wêreld kan ek uitsorteer met my 2 vuiste. Anyway, dis nie baie lank nie, hier gaan die krag af en ek sien hoe kom stap hierdie ouetjie terug verby die gym en toe hy verby daai gym se deur kom toe gryp ek hom en hy kom uit my hande uit en hy hardloop en ek sit hom agterna. En daai tyd was daar so nog 'n Absa gebou op die hoek gewees en hy hardloop in die Absa gebou in dwarsdeur in die gebou en ek sit hom agterna, hy gaan by trappe af. En toe die tweede stel trappe gaan, toe sien ek gaan my vang en ek spring van die boonste trappe af binne in hom in, maar toe ek in hom spring, toe vat ek sy kop en ek druk sy kop deur die drywall op daai stadium. Die volgende oomblik loop ek uit die gebou uit, ek's kwaad, ek's omgekrap, kan nie glo dat ons krag afgesit nie, dis warm, dis somer, ons kan nie gym nie, ons vrek van die hitte. En ek's op pad terug na die gym toe, en voordat ek by daai gym se deur instap, toe stop die polisiebakkie by die deur, en hulle laai my agterin. Hier sit ek en hierdie ou agter in hierdie bakkie, en ek weet, hier is groot moeilikheid op pad. Hulle gaan met ons na die munisipale gebou toe, en hoe meer die polisiemanne vir hom sê, maak 'n saak, hoe meer sê hy wil nie 'n saak maak nie. Want wat die polisiemanne nie weet nie, is op pad van die gym af na die munisipale gebou toe, sê ek vir jou, ek is so ongelooflik jammer vir wat ek nou net gedoen het. Wat ek nou net gedoen het, was totaal en al verkeerd gewees. Dit is nie jou skuld dat die krag af is nie, jy het net eenvoudig jou werk gedoen. En teen die tyd wat hulle my wou toesluit en 'n klag teen my maak toe, het die ou met wie ek 'n issue gehad het, reeds besluit dat hy my vergewe het en nie 'n klag teen my wil lê nie. Dis altyd meer belangrik om vrede te maak met die persoon vir wie jy geld skuld, as wat dit is dat daai persoon jou hof toe vat. Want as jy in die hof kom, dan gaan die hof jou skuldig bevind en jy sal in die tronk sit totdat elke sent betaal is. Maar net voordat kom hy sê, as jy kom in aanbidding, jy wil God prys, jy wil God aanbid, jy wil jou gift altaar toe bring, dan sê Jesus, los jou gift net by die altaar, gaan maak eers reg voordat jy jou geskenk na my toe bring. Hy sê, moenie hier kom en nou wil jy kom hande in die lig voor in die kerk Sondag, jy wil God prys, jy is nie die grootste Christen, maar jy loop rond en skuld mense geld nie, jy loop rond en skuld iets vir iemand anders nie, of jy loop rond en het iets teen iemand nie, of jy loop rond en jy weet iemand het iets teen jou, maar jy maak dit nie reg nie. Hy sê, los jou gift hier, dit gaan jou niks help om hierso hoogheilig rond te loop, maar jy is nie reg in jou hart met mense nie. Hy sê, dis beter, jy gaan eerder in gaan maak eers reg, en dan kom jy terug en bring jou geskenk na die altaar toe, bring jou lofprysing na die altaar toe, bring jou tiendes na die altaar, wat ook al die ding is wat jy so hoogheilig in jou lewe ag. Hy sê, gaan maak eers reg met mense, en ek weet nie of jy vandag die persoon is wat geld skuld, of die persoon is wat geld geskuld word nie, of jy die persoon is wat rondloop en weet, daar's iemand wat iets teen jou het, of jy dalk iets teen iemand nie. Maar Jesus sê, dis baie beter om eerder reg te maak, voordat jy in die hof opeindig. Want as jy in die hof opeindig, dan gaan jy skuldig bevind word, en dan sal jy elke sent betaal van wat jy skuld. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat U vir ons sal wys in watter area ons lewens vandag is, waar ons nie reg met mense is nie. Daar waar ons geld skuld, dat ons skuld sal betaal. Daar sal waar ons moet regmaak in vriendskap of in verhoudings, of in huwelik of in familie, dat ons sal regmaak. Dat ons nie hier sal kom en ons hande oplig en sê, Here, ons is lief vir U, en kyk, ons kom kerk toe en ons is so hoog heilig. Maar in ons harte en in ons lewens, het ons nie reggemaak met ons broers en ons susters nie. Vader, ek wil nie in oordeel kom of in 'n plek kom waar ek geoordeel gaan word en in die gevaar kan wees om in hel gegooi te word as gevolg van my onvergifnis of skuld
of goed wat nie reg is in my lewe met ander mense. En in Jesus naam bid ek vandag dat U dit vir ons sal wys, dat U ons sal wysheid gee, sodat ons kan uitstap daar buitekant en ook kan regmaak met ander mense, sodat ons in die volheid kan stap van wat U betaal het voor. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.